naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Al die eer kom God toe. Dis hy wat mense genees. Hy is die een wat die lied aanspreek. Volgend, my tema volgend is, laat toe dat God jou plan. Amen. Excuse. Nou wil ek vra, wie van julle het al tuin gemaak? Dis harde werk, nou. Wie van julle het al blommetjies geplant? Dis ook harde werk. Wie van julle het al blommetjies wat geplant is, stiggies van gemaak, en daai stiggie genurge, as ek dit so kan sê, jy vertroetel hom, dat hy kan groei. Wie het dit al gedoen? Jy het geduld hoor. Raag. Dit is baie geduld. Ek sien my skoonma doen dit ook. My ma, my ma doen dit ook. En sy gooi daai plantjie water en sy kyk vir hom, sy vertroetel hom. En dan een dag as jy dan kom, dan sien jy net hier's wortels. En na rukkie dan is daar blom. Ja, jy kan praat ook met die blom. Dit werk as jy met die blom praat. Wat nie werk nie, as jy negativiteit oor daai blom spreek, dan vrek hy. As jy elke dag daar verby, is 'n pragtige rosie. Môre kom jy verby, is 'n pragtige rosie. Maar dit werk soos jy vir jou vrou op sê, dis my mees pragtig miskien. Maar as jy vir jou vrou sê, jy's nie. My maat, jy gaan dit kry. Want jou woorde dra krag. Dis my keel nou. Ek sou dat pastoor die verkeerde goed spreek. Nee, in Jesus naam sal hy gaan. Jy almal weet, wanneer jy vir iets omgee, vat dit moeite. Maar is lekker moeite. Daai moeite is nie 'n straf wat jou terughou. Ek moet alweer gaan blomme nat maak. Dis lekker, jy loop daar in jou tuin rond. Jy het al van soveel mense gehoor. Dis sy tyd wat hy op die lekkerste met God praat. Dis daar in sy tuin. Ander mense plant weer groente. Dis vir my lekker as ek in my garage uitwerk doen. Dit is vir my, ja, dis, terwyl jy daai stukkies planke net daar so sien, en as jy klaar, na so 3, 4 ure, 5 ure, 8 ure, 10 ure, 2 dae later, kan jy weer kyk. En denk, wauw, het die aan dit gebeur? God staan en kyk terug. Wauw, nog 'n meesterstuk. Hier sit julle. Ek sal amen gesê. Dit is wat God van ons dink. Hy dink nie ons is 'n vloerlap nie. Ons is 'n juweel in sy oë. Al het ons soveel foute in die lewe gemaak. Dit maak nie dat God minder lief is vir ons nie. Inteendeel wil ek sê, dit maak dat God meer lief is vir jou. Want hy weet jy Jesus nodig gehad. Vrede. Wie van julle wil nie groei nie? Ek is bly ek nie een hand gesien wat opkom nie. Toe ons hiernatoe ry, ek sit daar, dan hy het nou 'n lisensie gekry en sy, nou mag sy ry op die highway. Nou sit ek, nou sê ek nie, my vrou, sit jy voor, dan hy bestuur nou, hier sit ek agter in die kar, ons luister lekker musiek en ek sit net so terug. En Heilige Gees bring hierdie ding by my op van toe.
'n jong laaitjie was. Eendag as ek groot is, dis nie voorop Heilige Gees wil bring, eendag as ek groot is, gaan groei. Jy's 'n kind, jy's 'n babietjie. Eendag as ek groot is, ander woorde, daar moet iets gebeur, wat eendag moet manifesteer. Elkeen van ons gee ons hart vir Jesus. Jy's 'n, kom ek sê dit, 'n baba Christen. Jy's nog op melk. Jy moet soos daai klein plantjie nog vertroetel word, genudge word, bietjie vinde uitgeklap word nou en dan, doekie geruil word. Maar dan kom daar 'n fase in jou lewe wat jy gaan begin styk sien. Wanneer jy begin groot tande kry, nie meer daai melktandjies nie, dan begin jy groei aan die purpose. Jou purpose is nie om elke dag melk te drink nie. Die woord sê ons moet gaan en begin vaste spys eet. As ons begin vaste spys eet, dan begin ons mos groei. Maar deesdae se kinders, as hulle op my blikke melk is, ek weet nie wat se goed is daar binne in nie. Maar hy kind rek so. 'n Kind van oor 'n jaar begin loop al. Hulle iets sit hulle in daai poeier om hom groot te laat maak. Hulle spuit die groentes en beeste, al sulke hormone en goed. Hy kom vir 6 maande oud en hy is so 2 jaar oud bal daar staan. Sy stem groot. Maar waar gaan ek en jy vandag? Waar gaan ek en jy? Het jy ook uit droom gehad? Toe hart vir Jesus gegee, Vader. Ek wil groei, ek wil iets beteken. Ek wil 'n purpose hê vir iemand anders. Ek wil 'n vrug dra, nie vir myself nie. Dink jy 'n appelboom baat as hy vol appels is? Dink hy baat iets daaruit? Nee, appelboom baat nie daarby nie. Maar jy en ek wat daar verbystap, baat daarby. Want ons kan appel gaan pluk, ons kan hom eet. En vir die vrug wat jy dra, baat iemand anders te by. As jy die vrug dra van Jesus, die liefde, die omgee, en iemand kom by jou wat mismoedig is, en hy voel down in the dumps, en hy ervaar net, soos Jesus liefde, eet hy van jou vrug, wat jy het. Jy baat ook al by, want jy represent Jesus. Maar hy kort het, wat tot daai oomblik kort. God plant vir my en vir jou, nie altyd, waar het gemaklik is nie. Gaan weer sê, God plant my en jou, nie altyd, waar het gemaklik is nie. Partykeer kom jy in 'n situasie wat jy uit jou comfort zone uit moet kom. As jy uit jou comfort zone uitkom, dis waar jy begin groei. Vat 'n kind. As jy hom leer fietsry, na hy klein wielietjies hier aan die kant aan, dis in sy comfort zone. Hy weet hy gaan nie val nie. Hy kan om die blok ry, hy kan oral ry. Maar die dag wanneer hy wielietjies afhaal, begin hy besef, ek moet nou fokus. Ek kan nie bekostig as ek 'n draai vat en miskien val nie. En oor daai ownership wat hy het, daai verantwoordelikheid, begin hy groei neem. Psalm 1 vers 3 sê, hy is soos 'n boom
wat by waterstrome geplant is. Jy sien, let op, hy groei nie net daar nie. Hy is geplant, dit beteken iemand het hom doelbewus daar gesit. As God jou iewers sit, God het 'n doel, hoekom jy daar sit. Nog iemand dink, maar eers, hoekom moet ek op 'n ashoop sit? God het my op 'n ashoop geplaas. Nee, ek sê nie God jou op 'n ashoop geplaas nie. Maar mooi, as God jou plaas, God sal nie jou in 'n slegte ashoop sit nie. Van ons eie verkeerde besluite wat ons maak, beland ons op 'n ashoop. Dit wat ons gedoen het, hoekom ons rebellie teen God gehad het, God het gesê, moenie dit so doen nie. Dis 'n no-go, moenie. Draai eerder regs, moenie links draai nie. Ons almal kom by tienerfase. Ek sal my ma wys. Ek sal wys, ek sal dit so doen. En dan, ons eie toe doen, sit ons terug. Maar dan is ons eerste te hardloop na die Vader toe. Vader, hoekom het jy dit toegelaat? Hoekom het jy hierdie toegelaat dat hierdie met my gebeur? Kyk, waar sit ek nou? Maar God, sy liefde is nog steeds daar. Kom ek. Ja, die tweede gedeelte van vers 3 sê, wat sy vrugte gee op die regte tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Alles wat hy doen is voorspoedig. Jy sien, wanneer jy plant, kan jy nie vandag iets hier plant. Jy los hom 'n week, jy haal hom uit, jy besluit jy plant hom hierso. 2, 3, 4 weke later besluit jy, daai plant werk nie vir my daar nie. Ek dink ek gaan aan die ander kant van die huis plant. Dan haal jy hom uit, jy gaan plant hom aan die ander kant. Dink jy daai plant kan groei? Dink jy daai plant kan vrug dra? Gaan 'n blom kan maak? Nee, want jy steur hom heeltyd. Net so met my en met jou. Ons kan nie geestelik groei as ons chairshoppers is nie. Ons kan nie geestelik groei as ons besluit. Ons kan kom eenmaal in 2 maande kerk toe nie. Hoe gaan jy begin floreer as jy altyd rondspring? Johannes 15 vers 1 en 2, ek gaan dit vir ons in die nuwe vertaling lees. Dis Jesus wat sê, ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. En elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit meer vrug kan dra. God ken vir jou en vir my beter as wat ons onsself ken. Hy weet waar sal jy kan groei. Waar sal jy kan floreer? En hy weet wanneer en waar jy omstandighede sal oorleef. Soms dink ons, God het my hierso gesit, maar hy vergeet van my. Hoekom gebeur die goeders nie met my soos wat dit moet gebeur nie? Kom ek sê vir jou vandag, wanneer jy so voel, wees bietjie rustig. Wees bietjie rustig. Ja, maar pastoor, hoekom sê jy moet rustig wees? In jou wagperiode, soek God se aangesig. Hoor by hom, Vader, waarom laat jy my wag? Wat is die rede vir dit?
jy iets plant, verwag jy iets. Ek gaan nie tomaties plant as ek eintlik 'n behoefte het vir aardappels nie. Dit wat jy plant, het jy 'n verwagting voor. Ek gaan 'n mieliepit in die grond sit, want ek wil mielies hê, of ek wil dit eet op die mieliestronk, of ek wil meel maak vir pap. Jy het 'n behoefte vir iets. God het vir jou en vir my geplant by lewende water. Johannes 7 vers 38 sê, wie in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Hier vanaf. In jou belly, jou maagie gedeelte hierso. Dis vir Heilige Gees, dit steek hierso binne. Wanneer jy in God se teenwoordigheid inkom, baie keer as ek bid, hou ek my hand net so. Sê Vader, laat die water in begin. Maar iets moet gebeur hier binne. Iets moet begin gebeur hier binne. Wanneer God jou plant, sal hy vir jou sorg. God sal jou nie plant en jou los nie. Heilige Gees is die lewende water wat ek en jy nodig het vir groei. Liewe kind van God, sonder Heilige Gees kan ons nie groei. Het jy al plante geplant? In die beste grond wat jy voorberei, jy het kompos, jy het stikstof, jy het kunsmis, jy het alles wat jy kan insit in daai grond gesit. En die saailinge geplant. Ek gaan nie sê jy het saad geplant. Hulle is al so groot. Wat gebeur? Jy plant hulle in die beste voorbereide grond wat jy kan kry. Jy plant dit en jy los dit. Dink jy dat plant gaan groei? Hy gaan miskien vir 'n dag of 2 nog oorleef met die vog wat om hom was toe hy hom geplant het. Maar daarna gaan hy begin breek. Hy gaan sy blare gaan begin kleur verander. Dieselfde met my en met jou. As ons nie in die woord tyd spandeer, gaan ons wees soos daai plantjie wat geplant is en net gelos is. Die plek maak nie die groei nie. Dis die teenwoordigheid van God wat die groei maak. Jesaja 61 vers 3 sê, dat hulle genoem kan word bome van geregtigheid, planting van die Here tot sy verheerliking. Jou lewe, wanneer God jou geplant het, is 'n getuienis vir iemand anders. Ons almal gaan deur verskillende paaie, verskillende seisoene in die lewe. Maar deur hierdie tyd, wat se vrug dra jy in daai moeilike tyd? Prediker 3 vers 1 sê, alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die son is daar 'n bepaalde tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. Sien in die winter, bome, soos nou gaan na 'n boom toe, sy blare val af. Dit lyk net soos 'n doringskikking amper, as ek dit so kan sê. Maar dis die tyd wanneer sy wortels sterk word. Dan kom die lente, dat een oggend sien net hier weer groei, daar's lewe. Dan sien jy nader aan die somer kom, begin die vrugte kom. En die herfstseisoen, waarin ek en jy ook gaan, is om goeders te laat kou. Goed wat nie goed is nie. Nou vandag wil ek jou sê, ons is so geneig om, as ons in 'n seisoen is,
in 'n winterseisoen of in 'n herfsseisoen. Ons is so geneig om te bid en sê, Vader, laat hierdie seisoen net my verbygaan. Kan ek asseblief, ek wil net bietjie aanbeweeg. Ek is moeg vir hierdie. Maar jy het stil geword en vir God gevra, Vader, wat is die doel vir hierdie seisoen? Ek het 'n paar jaar terug ek hierdie vraag gevra. En ek het met die Here gepraat. En iemand wat ek van nowhere af ken. Sy kom. Sy sê vir my, God is nou besig om jou voor te berei vir iets. Ek het al eers gekyk, maar hoe weet jy dat hierdie wat ek nou deurgaan? Dit is ons mensvraag. Maar hier in my hart het ek geweet, God bevestig met haar, wat al reeds met my gedeel het. Maar ons wil nie daai seisoen verandering deursien nie. As die winterseisoen kom, en ons voel bietjie, ek voel val, ek voel, weet net, God maak nie mistake nie. God maak nie foute nie. En as ons vers 2 lees, die laaste gedeelte, 'n tyd om te plant en om 'n tyd om te roei wat geplant is. Jy sien baie as ons kyk na ons lewens. Jy kyk bietjie na jou eie lewe. Dan gaan 'n tyd kom waar al iets gegroei het. Soos jy 'n journey. Kom ek verduidelik dit so. Wanneer jy 'n mielie saai grond het, jy het nou land, jy het nou mielies gaan plant. Jy begin plant, jy skoffel, jy dis, al die goedjies. Mielietjies is op, en jy los daai grond. Jy gaan spuit nie weer onkruiddoder tussenin om die bossies dood te maak. Wat gaan gebeur? Daai klein bossietjies gaan opkom, of gaan dit nie opkom nie? Daai bossies gaan opkom. As jy die bossies los, wat gebeur? Dit gaan jou oes belemmer. Dit gaan al die vog van wat jou plant, jou mielieplant eintlik moet kry. Dieselfde met my en met jou. Soos ons aanstap in die lewe, sien ons oor goed, ons hoor goed. Daai saadjies wat almal so spreek. Môre oor môre sien jy maar hierso kom iets op. Maar jy begin 'n begeerte kry. Nie 'n goeie begeerte nie. Kom ons stel dit so. Ag, jy lyk na 'n oulike boombie, man, ons jou. So fyn is, ek hoop jy gaan ook vrug dra of blommetjies maak. Maar môre oor môre is dit 'n onkruid. Daai onkruid gaan verhoed dat jy tot jou volle potensiaal kan groei. Dis daai klein jappeltjies wat die wingerd kom verwoes. En ons is geneig om daai dingetjie los om ek wil nie, want as ek hom nou gaan uittrek, gaan dit miskien seer wees. Ek wil nie nou met dit deel nie. Ag, maar weet jy wat? Ek sal môre. Maar jy weet môre het ons nog 'n môre, né? En volgende week het nog 'n volgende week. En volgende jaar het nog 'n volgende jaar. Maar nou staan hierdie boompie van last, kom ek noem dit so. Dankie Heilige Gees. Van last staan nou so hoog, maar jy as boompie is so. Alhoewel hierdie ewel groei meer as wat jy.
Waar gaan al jou krag, al jou goed gaan nou soontoe? Die veiligheid wat dit in het, is daar. En oor al jou resources wat jy supposed is om te kry, gaan in daai plante. Die verkeerde plante. En wat sien die wêreld daar buite? Die verkeerde. Hulle sien nie die mooi wat God vir jou gegee het nie. Soms is daai wortels wat ons nie wil uittrek nie, van bitterheid, van selfverwyd, van jaloesie, verslawing, haat, geweld, vrees. En ons soveel meer wat ons nog kan noem. Dink jy nie dit is tyd miskien vandag om bietjie stil te staan en te kyk daar waar God jou geplant het? Wat groei om jou wat nie van God af is nie? Wat is daar wat God nie behaag nie? Of gaan ons aangaan en sê, los daai verkeerde boompie. Los hom, hy sal maar groei. Waar gaan jy opeindig? Oor 'n jaar, of oor 2 jaar, of oor 5 jaar, of oor 10 jaar? As ons nie begin by 'n begin en sê, vandag is vandag. Ek gaan nou maar uittrek wat seer maak. Al gaan dit kos dat van my blare moet afval. Al gaan dit kos dat ek een tak moet afsny. Want daai tak wat dood is, hy trek al hierdie proteïene, as ek dit kan sê, van hierdie boom, trek hy, want hy probeer groei, maar hy kan nie groei nie. Al die belangrike goed gaan na hom toe. En môre vrek die hele boom. Ek wil afsluit met Handelinge 2 vers 4. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dis Heilige Gees wat die binne in jou is, wat jou kom equip, dat jy vrug kan dra. Dis Heilige Gees die binne in jou wat die lewe bring. Dis wanneer jy iemand encounter, wanneer jy met iemand praat wat 'n afdag het, wat moeg is, wat al reeds daai gedagtes het van selfmoord. Dis Heilige Gees wat by jou kom en sê nie vir Jesus het hom lief. Almal dink, die mens dink, weet jy wat, as ek 'n einde bring aan my lewe, dis makliker. Dis nie makliker nie. Kom, daar's mense, ons kan jou help. Ons kan saam met jou bid deur goed. Daar's redding, daar's verlossing. Jy hoef nie onder daai jeuk deur te gaan van I'm not worth it. Ek is 'n mislukking. Ek verstaan. Ek is daar deur as 'n kind. As mense vir jou sê, jy is die grootste swart skaap onder die son. Maar ons vat wat mense vir ons sê. Maar jy gaan stil sit en sê, wat sê God van my? Wat sê God van my? In God se oë is jy nie 'n mislukking nie. In God se oë is jy 'n juweel. Jy is kosbaar in sy oë. Vandag moet ons bietjie terugsit. En nie toelaat dat Heilige Gees net kom en net bietjie deur ons werk.
Wat is daar in jou lewe op hierdie oomblik wat God al miskien probeer het, al daar uittrek het? Maar ons skop dat teen. Ons skop dat teen. Wat probeer jy groei wat God nie behaag nie? Dis nie die moeite werd om vir die wêreld se leuns te luister nie. Wanneer jy vir die wêreld se leuns luister, gaan jy soos die wêreld is. Hulle gaan jou mind change. Ons moenie gelyk word soos die wêreld nie. Maar ons moet streef om soos Christus te wees. Want wat die wêreld vir ons bied, is nie goed nie. Christus bied vir ons die ewige lewe. Ek dink dis 'n feit. Die wêreld bied vir jou dood. Twee keer. Christus bied jou een keer. Dit is net vir die liggaam om te sterf. Maar wanneer jou gees sterf, dis die tweede dood. Kom ons sit net so en sluit ons hier oor. Dankie Heilige Gees. Dat jy op hierdie oomblik met elke persoon wat hierdie woord gehoor het, net by hulle stil staan, dat hulle net bietjie introspeksie doen oor wat is daar wat ons probeer deurtrek wat nie van God af is nie. Wat se boompies is daar wat U nie behaag nie. Vader, ek wil bid vanmôre dat ons sal toelaat dat U ons sal plant. Vader, U die beste vir ons instoor. U weet wat het elkeen van ons nodig op hierdie oomblik. U weet wat het ons nodig. U weet wat het ons nodig volgende jaar. Heilige Gees, ek wil net bid en vra. Wees ons genadig. Daar waar ons gefouteer het, Vader, wees ons genadig. Dat dit nie 'n skuinsmuur sal wees tussen ons en U nie. Maar dat ons kan terughardloop na Jesus toe en sê, Jesus, ek het fout gemaak. Vergewe my. Help my. Ek wil 180 draai maak en teruggaan na U toe. Ek het in 'n rigting ingegaan wat U nie vir my beplan het nie. Want die woord sê U beplan vir my goedheid en guns. En dit sal my volg al die dae van my lewe. Hierdie rigting wat ek nou ingaan is moeilik, dit is seer. Dit is nie hierdie goedheid en guns wat U vir my gee nie. Mag ek net 'n bietjie stil word, Vader. Om net te kan sien. Net U aangesig te soek en te hoor, wat is U plan? Wat se rigting het U vir my om te gaan? Vader, dit wat ons moet snoei vandag. Dat ons nie aan dit sal vashou nie. Dat ons dit sal breek in Jesus se naam. Elke verslawing wat daar is. Elke gees wat nie van U af is nie, Vader. Bring ons in Jesus se naam. Ons het hulle sê, ons spreek dit aan, het geen reg om te kan heers oor 'n kind van Christus nie. Vader, ek bid so vir elke persoon wat hier is, wat huis toe gaan. Vader, dat U met hulle sal wees, gee hulle reisgenade, my Vader. Vader, laat hulle hierdie week 'n awesome week sal hê, en weet dat U is net goed vir hulle. O Vader, wanneer dit moeilik raak, dat ons nie sal vergeet, ons kan by U
gaan raad vra nie. Ons kan by U gaan aanklop vir troosting nie. Want Jesus opgevaar het na die hemel toe. Toe sê ek sal julle nie wees los nie. Ek sal vir julle die Heilige Gees gee. Dis julle trooster, julle comforter, julle advokaat. Wat het ons meer nodig? Wat het ons meer nodig as Heilige Gees? Hy waarsku ons teen gevare. O Vader, mag ons geestelike ore oop wees om U stem te hoor. Wanneer U met ons praat, dat ons nie sal struikel. Dankie Heilige Gees. Dis my gebed in Jesus se kragtige naam. Amen. Amen. Amen.